Halleluja. Dis lekker in die huis van die Here. Weet jy of jy saam met my dit vanoggend kan sê nie, dis lekker in die huis van die Here. Ek wil vanoggend met u gesels om jou net aan die ander kant uit te gooi. Maar daar's twee gedeeltes aan hierdie gedeelte wat ek vanoggend met u gaan deel, of twee skrifte. So, hierdie gedeelte kom vanoggend, dis soos amper as jy by Spur 'n burger gaan eet. Jy kan nie net Spur toe gaan en 'n burger bestel en nie 'n chips saam kry nie. Nee, daar's altyd 'n side plate by dit. Nou vanoggend se woordwerk basies gaan dieselfde werk. Ek gaan vanoggend een gedeelte deel en as jy vanaand hier is, dan gaan ek die tweede gedeelte deel. En as jy nou nie wil uitmis op die tweede gedeelte nie, kan ek jou aanraai, kom vanaand, kom kyk en kom luister. Nou waarmee ek vanoggend wil begin, ek weet nie of jy kan onthou nie, baie jare terug, ek glo meer vir die ouer mense sal onthou vir Uncle Sam van Amerika. Daar's 'n groot poster van hom gewees in Amerika en dan het hy so vingers so na almal toe gewys. Wie van julle kan so iets onthou? Wie het al ooit so iets gesien? En dan wat sê hy op die poster? I want you. Soek jou. Is dit nie? Weet jy of jy daai poster al gesien het nie? Ek het hom vanoggend gaan opsoek. Ek wou hom eintlik vir jou opgesit het, maar dis nou te laat. So jy moet nou maar 'n denkbeeldige prentjie vir jouself skets van Uncle Sam wat vanoggend vir jou wys. I want you. Ek gaan nou nie te lank my vinger wys nie want hy wys te veel vingers terug na my toe. Maar ek wil vanoggend begin deur om met u te deel uit Lukas 5. Vanaf vers 1. Lukas 5 vanaf vers 1. Glo meestal van die staan oop, as jy nog nie weet nie, bo aan die bord gaan dit wees, Lukas 5 vers 1, hy sê, en toe die skare by hom aandring, om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer Genasaret staan, en sien twee skuite aan die kant van die meer lê, maar die vissers het van hulle al weggegaan, en hulle was besig om net uit te spoel. Nou ek wil net gou hier stil staan vanoggend, laat jy net so 'n bietjie agtergrond hê van wat hier aan die gang is. So meestal van die vissermanne het in die aand gaan visvang, en dan in die oggende, as hulle klaar gevang het, dan kom hulle terug nou na die kant toe, en dan as hulle nou uit hulle skytjies uit is, dan spoel hulle nette af, en dan moet hulle nou weer hulle nette skoonmaak, want môre of vanaand is dit weer tyd om te vang. So net vir u vir agtergrond, as jy dan nou wonder, hoekom Jesus dan nou hier gestaan het, en hulle het nou aangedring, hy moet nou verder met hulle deel. Vers 3 sê, toe klim hy in die een van die skuite wat aan Simon behoort, en hy vra hom om 'n entjie van die land af weg te vaar, en hy het gaan sit en die skare van die skuit geleer. Nou, ek wil vir u sê dat die slimmer mense vermoed dat hier was omtrent so 4000 skuitjies, bootjies, wat hier teen die meer gestaan het. Dis 4000 van hierdie klein ou skippies. Ek het altyd so 'n idee, so ou hout. Ek weet nie of hy nou uitgekap. Ons het altyd maar gesien, dis mos nou maar sulke houte wat hulle so vasgekap het, en dit is waarna hulle gevaar het, en dis hoe dit gelyk het. En uit 4000 uit, is daar 2 wat vir die Here uitstaan, wat aan Simon Petrus behoort. Nou, ek weet nie of jy besef nie, maar op hierdie oomblik, terwyl Jesus na Simon Petrus toe gaan en hy klim in sy skuitjie in, was Simon Petrus redelik moeg. Hy was moeg. Hy het die hele aand vis gevang. Ek weet nie wie van u het al nagskof gewerk nie. Die lekkerste skof. Is dit nie? Wie gaan saam my stem vanoggend? Geen een. Nee, my vriend, jy like dit nog net nou. Dis omdat daar geen voorman is nie. Omdat jy nog daar by die Madalla sites bietjie kan slaap. Ek terg net.
Maar Petrus kom van 'n nagskof af, waar hy hard gewerk het, die hele tyd die net laat sak het, en na 'n paar minute weer opgetrek het, en gehoop het, dat hy 'n vangs sou hê. Nou, ek weet nie of jy al ooit probeer werk het, maar jy kry niks uitgerig in daai dag wat jy werk nie. En veral op 'n nagskof, dan frustreer dit ou. As niks uitwerk nie, dan voel jy sommer nee, ek is nie meer lus vir hierdie ding nie, ek mors my tyd, ek moes maar eintlik maar net by die huis gebly het, ek kon soos normale mense eerder nog op my bed gelê en geslaap het. Ek onthou as ek uitgekom het, so 6:00, 7:00 die oggend, na 'n nagskof, dan dink ek by myself, joh, meestal mense word nou eers wakker, en nou gaan ek gaan slaap. Maar as ek afsak onder grond, dan dink ek, jene, almal is gelukkig, hulle lê in hulle beddens. Ek is so moeg, al het ek die middag geslaap, of voel jy is moeg. En net teen 2:00, 3:00, 4:00 die oggend, dan begin jou liggaam, ek weet nie, my liggaam het dit gedoen, maar dan wil my liggaam so 'n shutdown ingaan. Jy wil so net so 'n bietjie gaan sit. Dink, ek het dit vir 2 jaar nagskof gewerk, en ek wil vir jy sê, daar was min aande, woonbehalwe as al breakdown was, wat my liggaam nie gevoel het, hier teen 2:00, 3:00, my knieë, wil net sak, ek wil net so 'n bietjie daar, ons het so 'n boks gehad, ek kan nou nie van die hele myne praat nie, ekskuus as ek dit nou so sê, ek het in 'n steenkoolmyn gewerk, ek weet nou glad nie, lyk dit in die goudmyne daaronder nie, maar ons het so staalboks gehad, waar ons gesit het, so dan hier teen 2:00, 3:00, ek gaan nou vinnig dit vir jy vertaal, en dit is nou maar, seker maar lekker deel hiervan. Hier teen 2:00, 3:00, dan kan jy sien, die ouens raak moeg, en dan sê hulle, ons gaan gou ons lunch gaan eet, dan gaan sit hulle in die boks, en dan as hulle so terug sit, dan skuif hulle almal so 'n bietjie af. Nou as jy op 'n lekker angle is, dan kan jou hardhoed net so lekker op die bankie hak, dan kan jy so in jou hardhoed lê. Net vir 'n rukkie, nie te lank nie, want dan raak jou kop seer. Ons het met bakkies en met trokkies onder grond ook gery. So baie keer as jy gelukkig is, dan het jy transport daaronder. Dan gaan lê jy daar op hy ou bankie. En dan gaan jy die bene dood. En dan voel ek kan nie opstaan nie. En dit raak lekker. Dan is jy uitgeput. En nou na 'n nagskof soos die, waar Petrus al die hele aand probeer vis vang het, en dan niks gebeur nie. En nou klim Jesus in jou skytjie in, of in Petrus se skytjie in, en hy sê vir my, kom ons vaar net gaan nog 'n bietjie uit. Kom ons gaan net so 'n bietjie verder weg hier van die kant af. Kom ons gaan net so 'n bietjie dieper in die water in. Ek wil vanoggend vir julle sê, ek weet nie of julle dit besef nie, maar uit 4000 skytjies uit, praat die skrif hoofsaaklik van 2. En al twee hierdie skytjies het aan een ou behoort, Simon Petrus en sy vriende. Ek weet nie of jy vanoggend sien waartoe die Here eintlik met dit gaan nie. Die Here het eintlik 'n plan gehad met Simon Petrus. Die Here het eintlik geweet dat uit 4000 skytjies uit, dan daar net een persoon is wie se skytjie hy soek en wie by hierdie skytjie gaan wees. Hy het natuurlik geweet op hierdie stadium dat Simon Petrus eintlik sy nette gaan was, want hy moet skoonmaak, hy wil klaarmaak, want hy wil huis toe gaan, dat hy kan gaan eet en dat hy kan gaan slaap, sodat hy vanaand weer kan terugkom. Jesus het dit geweet. But yet, he chose him. Vers 4. Hy sê, toe hy ophou met hulle spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang. En ek wil vanoggend hier eintlik by hier stil staan met hierdie gedeelte, want hierdie is die gedeelte wat ek voel die Here vanoggend op my hart gedruk het om met u te deel. Ek weet vanoggend voel jy dat miskien is ek in hierdie plek, daar is dalk nie vir my 'n rede nie. Here, ek weet nie wat is my plek en wat is my doel nie, maar ek wil vir jou sê dat die Here Jesus het doelbewus u gekies om vanoggend hier te wees. Amen. Uit 'n klompie mense hier buite kon hy rondgekyk het en hy kon besluit het, vanoggend kies ek vir Pietie, ek kies vir Janie, ek kies vir Sally, maar nee, kan ek vanoggend vir ietsie sê? Hy het vanoggend u uitgekies om hier te wees. Weet nie of jy dit besef nie. Weet nie, toe jy op pad kerk toe gery het gesien, hoeveel karre ry nie na 'n kerk toe nie, hoeveel van hulle ry uit Vogwel toe, of van hulle ry uit Potch toe, miskien gaan hulle daar by 'n kerk, ek weet nie, maak ook seker nie nou saak nie, maar baie mense berei hulle self in hierdie oomblik voor, nie om na die huis van die Here toe te gaan nie,
maar om dorp toe te gaan. Weet jy of jy besef vanoggend hoe gelukkig is jy, dat die Here u uitverkies het om hier te wees. Met die moontlike mense hier buite, het die Here behaag in jou. En weet jy wat doen die Here Jesus volgende met Petrus? Nadat hy nou op sy skytjie gepreek het, nadat hy nog tyd uit sy nag uitgevat het, of sy nuwe dag wat hy eintlik moet gaan slaap, hy sê vir hom, kom ons gaan 'n bietjie dieper in. Kind van die Here, kan ek vir sê wat die Here vanoggend op my hart lê met dit? Want ek glo hierdie is 'n profetiese woord wat die Here eintlik vir sy kerk het. So om te sê, dit is bietjie tyd, dat ons bietjie dieper begin uitvaar in sy water in vanoggend. Die Here se plan is nie om hier by die vlakke kus te bly nie. Die Here se plan is nie hier om hier teen die meer se kant te bly en net hier met jou te kom praat nie. Hy sê vir Petrus, kom ons gaan nog 'n bietjie verder uit. Kom ons gaan nog 'n bietjie verder uit. En nou sak jy vir jou net. En weet jy, ek weet nie of jy dit besef nie, maar as jy nou klaar kwaad was vir die baas by die werk, omdat jy gevoel het, jy het nou niks gedoen nie, en hy sê vir jy, nou moet jy nog iets hiervan doen. Is ons tentatieve gevoel dan nou nie baie gelukkig met hom nie, nee. En hierdie ou ken nie eers vir Jesus nie. Hy weet nie eers wie is Jesus nie. Maar Jesus sê vir hom, kom ons sak weer jou net af. Kind van die Here, die Here wil vanoggend sê, terwyl hy ons dieper vat, gaan ons nette moet afsak. Ons gaan ons nette moet afsak. Maar nie op die plek wat ek en jy dink nie, want weet jy, ons kan probeer om in die vlakke water vis te vang. Wie van julle vang gewoonlik die grootste vis hier by die vlakwater? Dis minder uit vir die tyd by die groot visse hier, en daar's nou niks aan dit betrokke nie, maar daar's niks groot visse hier by die, hoekom is hulle nie in die vlakwater nie? Daar's te veel modder, is nie genoeg voeding nie, daar's nie ander klein visies of enige iets waarvan of hulle kan eet nie, daar's nie genoeg stroom om hulle te dra nie. En die Here sê vir Petrus of vir Simon eintlik nog op hierdie stadium, nou voordat die Here Jesus sy naam verander het, en hy sê vir hom, vaar uit na die diep water, laat julle nette sak om te vang. Vers 5 sê, Simon antwoord en sê, Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek die net sak. Nou in hierdie stadium kan ek vir u sê dat Petrus of Simon het nog geen idee wie Jesus is nie, maar omdat Jesus met gesag bedien het, het hy geweet dat hierdie ou weet waarvan hy praat. Omdat hierdie ou gesien het dat Jesus was nie besig met 'n ligte saak nie, en hy gesien het, Here, maar hier's ander 4000 ander skytjies waarop hy kon klim, maar hy het op myne kon klim. Kind van die Here, weet nie, dat ons baie keer wonder, Here, sien nie my raak. Here, stel nie nog in my belang. Here, is daar nog 'n behoefte en 'n begeerte na my siel en die hart? Here, is daar nog 'n ruimtetjie hier by u? Here, is daar plek vir my by u? En ek wil vanoggend vir u sê, weet jy wat, die Here Jesus kyk na jou, en hy sê, my kind, ek het soveel behaag in jou. Al voel jy, ek is moeg en ek het niks kom reg nie, want ek kan vir u sê, my gevoel is, as ek die hele aand, ek is nie 'n visserman nie. Kan dit vanoggend vir u sê, ek het al probeer visvang, ek kan nie visvang nie. Kan dit vanoggend vir u sê, ek al vir my lag is reg, ek kan nie. Ek sukkel, daar's iets in my hande wat daai visse nie like nie. Ek het baie ouens saam met hulle vis gevang, hulle trek vis uit, ek trek nie uit nie. As hulle op my mieliebom bou en ek gooi in, of hulle gooi in en dan trek ek vis uit, maar nie as ek bou nie. Dis nie van my beskore nie. Maar ek weet nie hoeveel van julle het al langs die dam gaan sit en probeer visvang vir so 2 ure en jy trek niks uit nie. Wat is die gevoel rondom die dam dan as ek niks uittrek nie? Reinhard, is jy gelukkig? Nee, raak frustreerd. Ag, hierdie is sommer gemors, ek gaan nie met my verder hier mors nie. Is dit nie? Nee, ek moet 'n ander teesel of 'n ander geur. Julle moet my help asseblief as ek verkeerd praat. Ek ken nie genoeg nie, maar ek moet 'n ander teesel en 'n ander geur hierby gooi. Ek moet bietjie ietsie anders te probeer aanmaak. Ek moet dalk bietjie voer uitgooi en dan sal die visse kom, is dit nie? Julle vissermanne moet my help. Hier's baie meer vissermanne hier binne as wat ek is. Julle moet my help.
En jy sal nog steeds nie byt nie. Hoe lank voordat jy om en by besluit, ek is klaar gevang vir die dag? Daar's nie 'n manier nie kan nie. Sê wie ook? Druk jy deur hoor? Dis nie 'n manier nie. Na 3 ure is ek klaar. Ek gaan 2 meter agter 'n wapen en ek skiet 'n bok en ek gaan huis toe. Baie makliker. Of jy gaan na diepe water toe. Ek kyk nou die dag sien ek 'n video van 'n ou wat vat hy een van hierdie bootjies, hierdie motorbootjies. Dan haak hulle die net, die haak aan hom en dan vat hulle hom dieper in. En dan daar in die diep water en dan sak hulle die haak. En dan trek hulle hom uit na die vis as hulle hom dan nou gehaak het. Dan trek hulle hom uit. Maar hier op die vlakke kus, hier in die laag water, kind van die Here, kan ek vanoggend dit vir u sê. Dis so lekker hier in die laag water, want net my voete word nat. Net my enkels word nat. En hier in die laag water lyk dit so maklik. Want baie keer is dit waar ons onsself bevind, is by die laag water. Here, ek sien nie 'n wonderwerk nie. Here, niks in my lewe wil net tot vervulling kom nie. Ag Here, ek probeer so hard, maar niks wil gebeur nie. Haai kind van die Here, wil jy net 'n bietjie dieper uitgaan nie? Wil jy nie net so bietjie ontslaa raak van hierdie ankerpunt hier op die vlakke kus? Net so bietjie uitseil daar, na die diepe water toe nie. Terwyl Jesus vir hom sê, hey, Simon, sak wie jou net. Dink jy dat Simon op daai oomblik, dink net gou, voordat ek weer na die skrif sê, hy het dit gedoen, maar dink gou in die nigtere brein, sonder om in hierdie skrif te dink, dink jy sou hy net wou wees sak, as hy die hele aand niks gevang het? Nee, ek nie. Jy's moeg. Nee, ek Sy lus nie. En inteendeel, ek het nou net my net gewas. nie. My net is nou net skoon, nou moet ek hom weer sak. Sit nie. Ek het nou net my visstok opgepak. Here, ek het nou net van my knie af opgestaan. Ek weet nie of moet ek nog bid nie. Here, ek het nou net my Bybel toegemaak. Moet ek nog 'n bietjie lees? Ag Here, ek weet nie of ek die stem meer hoor nie. Kind van die Here, weet jy dat die Here Jesus ek doelbewus vir Simon uitgekies? Want hy het geweet as hy vir Simon uitkies, Simon gaan nie sê nee nie. Hy het geweet dat as hy vir hom sê, doen dit, gaan Simon nie vir hom sê, maar Here, wat van die nie, en Here nee, maar my net is skoon, en nee Here, ek kan nie, want dit lyk so, en ag Here, ek kan nie, want my omstandighede is hierdie. Weet jy, dat ek net gesê, dis reg Here, op u woord. Here, as u praat, sal ek luister. Here, as u van my vanoggend verwag, om so 'n bietjie aan te gaan, terwyl dit moeilik is, Here, dan sal ek aangaan. Of as dit moeilik gaan, dan hou ons op en ons onttrek onsself. Ek kan nou nie vanoggend so goed oor visvang praat nie, maar ek kan vir julle sê, om op 'n bakkie te jag, blesbokke te jag, nou blesbok is nie so baie 'n veldbok. Hulle is gewoonlik in oop vlaktes. Daai bokke jag ons op 200 meter, partykeer as jy gelukkig is al lank gras is 150 meter of 120 meter, maak nie saak nie. Maar partykeer moet jy vir 2-3 ure agter hierdie trop aanry. Partykeer kos dit so bietjie meer van jou om geduldig te wees hier agter hierdie jou bakkie en agter die jou loop en agter hierdie jou skoop, want ek moet nou wag vir daai perfekte oomblik. Ek die eerste keer toe ek gaan jag, sit ek agter op die bakkie en my pa saam met my agter op die bakkie. Nou, my pa is van nature 'n bietjie meer ongeduldiger mens in sekere aspekte as ek in my lewe. Daar sekere oomblikke wanneer ons temperament dieselfde is, maar daar kom tye wanneer sy temperament so bietjie anders as myne is. Ek sit hier agter op die bakkie en hier teen die eerste 2 ure wat ons toe nou niks kry nie, begin hy nou te sug en hy sê vir my, weet of iemand of jy al dit gehoor het, as iemand so in jou oor sug, as jy weet, ek is op my senuwees in die eerste plek, en tweede plek, nou is hierdie ou in my ore. Kom nou, jy moet hom skiet. En net as ek dink ek lyn hulle op,
Want jy kan mos, ek is nog nie op daai stadium 'n professionele skit nie. Ek leer nog om oordentlik. Die eerste keer wat ek gaan jag, ek is bang ek kry bokkoors ook nog. Jy hoor mos almal praat en ek kry bokkoors. Nou as ek bang ek kry bokkoors ook, ek kan nie meer mooi sien nie. Ek laai hulle op en dan as ek net opgelaai het, dan begin die trok weer te hardloop. En as hulle hardloop, dan dink ek in my hart, Here nie. Sien Lesbie vir hierdie nie. Hier by die 3de uur, nou sit ek agter op die bak, en ek weet, julle gaan dalk nie met my saamstem nie, maar ek begin bid, so in my hart, ek sê, ag Here, as dit nog nie wil is, wil jy nie net vir my op bokkie daar sit nie. Here, ag as dit nie wil is, want ek kan nie meer hierdie en my oor hanteer nie. Dit raak 'n bietjie te veel. Dis soos ek langs die viswater, as ek my lyn uittrek en hy is leeg gaan, moet ek regtig weer hierdie ding teruggooi. En ek wil vir jy sê, hier in die 3de uur, dalk was dit bietjie korter, as dit ek nie meer onthou nie. Kry ek opgelei, en die skoot is afgevuur, en die res is opgeëet, is vergete. Ek gaan nie vir jy verduidelik wat het daar gebeur nie. Maar ons raak so bietjie moeg. Ons raak so bietjie ongeduldig. Ons raak so bietjie in hierdie proses waar die Here ons invat. Weet ons nie altyd, Here, moet ek nie. Ek wil vanoggend vir net so bietjie aanmoedig. Wil jy vanoggend so bietjie aanmoedig en net die bemoediging vir jy sê, weet jy wat? Dat Petrus het sy nette gewas. Sy skipie hier klaar, sy skytjie hier klaar teen die kant geanker. Hy was klaar gewees. Maar Jesus was nog nie klaar. Toe Jesus in sy skytjie inklim, toe besef hy, maar Here, nou moet iets anders te gebeur. Die kind van die Here kan ek vir sê, toe hy die oomblik, toe hy sê, okay Here, op U woord sal ek dit doen. Want ek weet nie of hy Jesus toestemming eers gevra om sy skytjie te klim nie. Skrif verklaar dit nie vir ons. Maar hy was in sy skytjie. Vers 6 sê, en toe hulle dit gedoen het, het hulle groot menigte visse ingesluit, en hulle net wou skeer. Nou kind van die Here, ek wil jy moet vanoggend so 'n bietjie luister na wat die Here vir my en vir u wil sê, is dat as ons vanoggend so 'n bietjie gehoorsaam gaan wees, as ons vanoggend so 'n bietjie ons ore gaan spits, bietjie gaan sê, Here, ja, praat met my. Here, ek luister na u. Weet jy dat baie keer as ons ouers met ons gepraat het, dan is daar kere wat ons onsself so 'n bietjie as prins doof gehou het, is dit nie? Kan jy dit nog onthou? Dan hoor ek al deur ver my naam word geroep, en ek nee, ek weet nie of ek nou lus is vir dit nie. En jy weet al daai klank as jy in die moeilikheid is. Jou naam se uitspraak is anderste. Is dit nie? Ja. Maar vanoggend wil die Here vir jou sê, in 'n mooi stem, as jy vanoggend na my gaan luister, en nie na my Christus nie, na God gaan luister, en jy gaan toelaat, dat hy jou so 'n bietjie verder gaan uitvat, daai verlange na die dieper dinge wat jy het, daai verlange na die ekstra wat jy nodig het. Ag, weet jy kind van die Here, dat ek sien vanoggend 'n vis is 'n siel. Weet jy dat uiteindelik iets hier profeties eintlik aan Petrus bewys? Kan ek vir jy sê wat het eintlik aan Petrus gewys? Hy het eintlik aan Petrus gewys, as jy na my luister, gaan ek jou lei na die diep water toe, en jy gaan 'n menigte siele vir my gaan uithaal. Ons sien net die vis. Maar weet jy wat was Jesus se plan met hom al die pad gewees? Is dat hy 'n visser van mense moet word. Hy gaan nie 'n visserman bly nie. Hy gaan nie net hierdie eenvoudige ou werkie doen, hier elke middag terugkom, of elke oggend terugkom, en net weer sy boot kom parkeer, en sy net was nie. Nee! His plan all along was dat hy Petrus gaan gebruik vir sy glorie, vir sy heerlikheid, vir sy krag. En ag kind van die Here, kan ek dit vanoggend vir u sê, en ek glo die Here spreek dit oor hierdie gemeente uit, dat sy glorie en sy heerlikheid is beplan vir hierdie plek. Sy hart vir hierdie plek is dat daar visse moet inkom, maar dat ons die vlakke kus moet verlaat. Ons moet wegbeweeg van hierdie ou normaliteit en hierdie gemaklikheid. Weet jy hoe lank, ek weet nie, dalk het Petrus daai hele aand deur probeer visvang. En sy normale gang het niks gebeur nie.
Weer in u normale gang, hoeveel keer het jy al gevoel, Here, ek gooi my net uit en ek probeer en ek probeer en ek probeer en ek probeer en niks gebeur nie. Kan vir jy sê dat hierdie visse was ook Petrus se lewe of Simon se lewe gewees. As hy nie vis gevang het nie, kon hy nie geld gekry het nie en hy kon nie sy huis betaal het nie. Hierdie was sy werk gewees. Hierdie was sy alledaagse ding gewees. As hy dit nie gedoen het nie, dan het hy niks gehad nie. Maar weet die kind van die Here, dat die Here wys vir hom uitnemender weg. In 'n subtiele manier wys die Here vir hom dat jy gaan nie altyd 'n visser bly van visse nie, maar jy gaan 'n visser word van mense. En ek wil vanoggend vir jy sê, weet die kind van die Here, ek glo dit is iets wat die Here elkeen besonder aan u wil gee, wil vir jy sê dat hy wil jy vanoggend 'n bietjie verder uitvat. En ek wil nou nie vanoggend hê jy moet dink dat die Here sê los u werk nie. Dis glad nie wat ek wil hê jy moet dink om te doen nie. Maar ek wil hê jy moet vanoggend besef dat die Here bepaal en beplan en bestuur vanoggend dat jou plan en sy wil vir jou lewe is dalk nie noodwendig wat jy dink dit moet wees nie. Jy dink dalk vanoggend, Here, dit moet so lyk en dit moet so klink. Ek weet nie wie van u kan onthou nie, voordat jy begin werk het, voordat jy die eerste werk gehad het, of toe jy eerste werk gekry het, is dit dieselfde werk as wat jy die laaste werk wat jy gedoen het? Nee, is nie dieselfde. Baie mense bly in die eerste werk wat hulle begin. Ek kan onthou dat toe ek op skool was die studieveld waarin ek was elektries geweest. Toe ek uit die skool uitkom, toe begin ek te werk, toe begin ek netwerkkabels te installeer. Van daar af het ek ondergrond gegaan en ek het op masjiene gewerk op 6.6 kVA en al daai groot goeders. Ek het teruggekom, ek het in 'n kantoor gaan werk op 'n stadium. Ek het nie dieselfde werk al die tyd gedoen nie. Die Here het gedurig deur my in 'n nuwe fase van my lewe ingevat om mense niets te leer. En op hierdie stadium wil ek vir jy sê, kind van die Here, dat in u plek waarin u is die Here besig om jy dieper te vat, maar nie vir jouself nie. Die Here vat jou nie dieper sodat jy in jou omstandigheid of in jou werk vereer kan word nie, maar die Here wil hê daar waar jy werk, moet hy vereer word. Die Here wil jou gebruik daar in jou omstandigheid om 'n visser van mense te wees. Ek weet nie of jy besef nie, maar hierdie is ook so gepas met die hoeveelheid mense wat vanoggend genooi is. Want elkeen wat iemand genooi het 'n visser van mens begin word. Jy het jou net uitgegooi en jy het ingetrek vanoggend. Hoe lieflik is dit nie om te weet dat die Here jou ver bo jou verwagtinge gebruik nie. Hy gebruik jou op 'n ander plek waar ek en u nie noodwendig dink hy my sal gebruik nie. Maar tog wil die Here jou gebruik waar jy is. Ek wil net die laaste vers met die deel vanoggend vers 7 en hy sê daarop wink hulle vir hulle maats aan 'n ander skei om hulle te kom help. En hulle het gekom om albei die skei te vol gemaak sodat hulle amper gesink het. Ek weet nie of jy dit weet vanoggend nie. Maar wanneer die Here jou seën jou doet die langs in jou. Yes, amen. En dan kan ek dit vir jy sê wat vir my so mooi is van hierdie laaste gedeelte. Hy sê toe hulle die visse so uittrek en hulle dit in albei skei te laai en albei Petrus se skei te laai of sy maat se skei ook. Toe hierdie skei te sink. Ja. Toe raak dit te vol vir hulle. Ag kind van die Here, wil jy nie toelaat vanoggend dat die Here jou dieper vat? Wil jy nie toelaat dat jy jou net op die regte plek sak waar hy dit bepaal het vanoggend? En dan wil jy dit optrek en kyk wat die Here vir jou kan doen nie. Die Here het vanoggend 'n besondere en 'n persoonlike verhouding wat hy met my en met u op ons eie unieke wyse wil ontmoet. Weet jy dat hy belangstel in nie? As hy nie belang gestel het nie, dan sou hy nie met Simon Petrus op daai skipjie geklim het nie. Ja, amen. As hy nie 'n begeerte gehad het dat Simon Petrus iets anders te sou moes doen nie, dan het hy nie opgeklim nie. Kind van die Here, in my in die lewe werk het baie keer dieselfde. Dat ons voel, Here, my ou lewensbootjie het nêrens heen om te gaan nie. En ek trek nie meer vis uit nie. Yes. En ek vanoggend vir sê, as jy net weer 'n bietjie na die Meester gaan luister. Net so weer 'n bietjie ons ore gaan spits. Net so weer 'n bietjie daar na die diepe water toe uitseil vanoggend. Ja, En op die gehoor en op die roep van die Here net ons lewe sak. Dan gaan jy 'n groter vangs hê as wat jy jou hele lewe lank gehad het.
Jy gaan hê om genoeg te hê om vir ander te gee. Nee, weet jy dit hiermee kan afsluit vanoggend. En die Gees het die Here vir Petrus op daai oomblik 'n groot werk gedoen. Maar ek wil vir julle sê die vlees ook. Want toe hy daai visse terugvat, kon hy sy hele dag se verdienste verdien het en hy kon betaal het wat hy moes betaal het. Weet jy of jy dit besef nie, maar as jy gaan oorgee aan die Here vanoggend, gaan hy voorsien in al jou behoeftes. Petrus het vleeslik, vanoggend kan ons vleeslik hierna kyk en ons kan sê, Here, maar in die vlees het U vir Petrus voorsien. Maar in die Gees het die Here iets bevestig, dat hy gaan hom 'n visser maak van mense. Hy gaan hom gebruik. En dan op dit, terwyl hy jou gebruik, gaan hy jou hart seën en vir ander ook te seën. Amen. Broers en susters, ons is vanmôre bevoorreg om nuwe gemeentelede voor te stel. Vra dat hulle net vorentoe sal kom asseblief. Vra vir pastoor om die seën van die Here oor hulle te kom afbid volgende. Ons het nou vanmôre gehoor die woord wat uitgegaan het. Nou weet julle wat? Dis ons werk as gemeente, nê, om na hierdie nuwe siele te kom. Prys die Here. Halleluja. Ons buig dan hierdie hoofde so saam. Liefdevolle Vader, Here, wat 'n voorreg het ons die vanoggend. Here, om hierdie nuwe siele of hierdie nuwe gemeentelede aan U toe te wy. Here, en hulle aan U te gee. Here, dankie dat U vir ons stuur. Dankie, Here, dat U ons toelaat dat ons net op ander plekke kan uitgooi. Dankie, Here, vir die opbrengste wat ons vanoggend kan sien. Here, ons kan sien dat U ons seën en dat U saam met ons gaan. Here, ek wil ook so bid vir hulle vanoggend. Here, ek wil bid dat U in gees en in waarheid met hulle sal ontmoet. Here, ek wil bid dat dit waarna hulle soek in die gees, Here, dat U dit met hulle sal, dat U dit vir hulle sal gee en dat hulle deel daaruit sal maak. Here, ek bid dat U vanoggend hulle sal seën en sal bewaar. Dankie, Here, vir die toevoeging wat U gee. Here, dit is nie iets wat 'n mens kan gee nie, maar dis alles alleen wat U kan gee. Ons eer en ons loof en ons prys U daarvoor vanoggend, Vader. Ek dank U daarvoor. Amen en amen. So hierdie is Drietjie. Dis eintlik ek kan 'n bietjie brag oor haar vanoggend. Gaan jy omgee. Sy's bietjie skaam, maar hierdie is een van ons, ek kan nie sê sy is die enigste wonderlike jeuglid nie, maar sy het in hierdie laaste tyd wat sy in die jeug is, het die Here werklik vir haar lewe getransformeer. Laas naweek by die jeugkonferensie, ek brag want ek mag. Hierdie is my kinders en ek is lief vir hulle. Ek is trots op ons jeug. Het sy uitgehardloop en sy is een van die enigstes wat daar op die mat uitgekniel het en haar hande in die lug opgesteek het en sy het alles aan die Here oorgegee. Ek is baie trots op haar. Sy is ywerig, sy is vurig, sy wil ietsie doen. As jy vir haar iets het om te doen in die kerk, gee vir haar iets om te doen, sy sal dit doen met die grootste liefde. Wonderlike meisiekind, ek is dankbaar vir dit. Hierdie is om Christian en wat was Tannie Elsie? Tannie Ous, dis nou hoe ek het op my foon gesyf het. Nou, hulle was 'n tydjie terug, of die tannie het een keer hier by ons besoek, sover ek weet, en hulle was voorheen in 'n ander lede in Christuskerk, en ek het nou hierdie week, het ons 2 begrafnisse deurgegaan. Gister was nou die moeilike ene van daai 15-jarige seun wat dood verongeluk het saam met sy pappie. Dit was die tannie se kleinseun, maar hulle het besluit dat hulle by ons gaan inhaak en by ons gaan inskakel, en ek weet hier is 'n moeilike tyd, bid vir hulle asseblief. Hulle gaan werklik waar deur 'n moeilike tyd, dit is 'n moeilike ding, en hierdie is nou my vriend, ek moet nou net weer sy naam onthou, want julle. Maar dit is Tannie Hester en oom Dani se seun, en hy is al so 2 of 3 keer ook hier gewees. Baie oulike jongman, baie trots op hom, dankbaar dat hy hier is. Hy wil oralstok inskakel, hy wil net werk. Ek hou daarvan. Hy gaan dalk nie elke Sondag hier wees nie. Hy werk party Sondag, maar die Sondag wat hy af is, dan gaan hy hier wees. Amen. En my tannie het eintlik geen voorstelling nodig nie, want tannie het al so baie hiernatoe gekom. Maar dankie. Nou wat is tannie se naam nou weer? Tannie Margrieta, ekskuus. Ek is swak met name vanoggend, ek het net gehoor oor die hele week se preke. Maar hierdie is Tannie Margrieta, soos ek sê, sy is ook al so, nog amper 2 maande, 3 maande wat aan die kerk toe kom. As dit nie langer is nie, wat ek al hier gesien het. En, nou ja, dit is wie ons vanoggend voorstel, wonderlike mense,
Sê van hulle by die deur as jy net uitgaan, chat met hulle. Almal van hulle is wonderlike mense. Prys die Here. He's about for me, he's about for me, he's a good about for me. En ons Vader, Jesus, ons almachtig, he's a good about for me. He's about for me, he's about for me. Vers 24 sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Prys die Here. Vra dat Willem vir ons kom afsluit asseblief. Prys die Here, halleluja. Here, al die lof en al die eer kom U toe. Ons is so dankbaar vir die woord wat ons kon inneem. En ek wil bid vanmôre vir elkeen dat ons nette sal dieper opgooi. Here, dat ons getuienis dieper sal maak en die visse gaan haal. Here, ons weet dat die eindtyd is in sig. En daarom wil ek bid vanmôre dat elkeen in sy hart sal kry om meer siele in te bring. Here, ek het gekyk na die begrafnis van gister. Here, dit is jong kinders wat ingeoes word. Ek wil bid, Here, dat die jong kinders se ore sal oopgaan en sal luister wanneer die woord uit sal gaan. Dat Jy sal genadig wees en hulle nader trek. En Here, ek wil bid dat elkeen wat hier was sal seën, sal versterk en asseblief Here steek hulle diep en dig weg onder die kosbare bloed tot ons weer by mekaar kom. Ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.